Nou ja, ons is by Openbaring hoofstuk 7. Ons is by deel 2 van die oordeele wat onderbreek word vir 'n baie kort oomblik gedurende 'n parentese wat 'n invoegsel is, waar daar na meer detail gekyk word wat gebeur en wat ook later 'n impak kan hê. En ons is besig by hierdie tweede deel by 'n aantal mense, eintlik twee aantal dele van mense, twee groepe mense, waarmee ons kennis maak en ons is dan so begin en afgesluit by die eerste groep en ons gaan dan ook by hierdie aflewering voort met die eerste groep en so bietjie meer detail daaroor gee. So ek nooi jou om saam met my op hierdie interessante reis te gaan. Nou, hierdie tussenvoegsel bied ons twee groepe mense uit die verdrukking. Nou die eerste groep het ons gesien is 'n groot aantal, die Bybel praat van 144.000 verseelde Jode, 12.000 uit elke stam van die volk Israel, met die uitsluitlike doel om die evangelie van die koninkryk gedurende die verdrukking te verkondig wat die wêreld wat agtergebly het na die wegraping en veral die Jode wil voorberei om die valse Messias, die Antichrist raak te sien, hulle te bekeer tot die ware Messias wat hulle verwerp het en so gereed kan wees dat as Jesus kom met sy sigbare tweede koms, hy dan vir hulle 'n aardse koninkryk in Jerusalem gaan oprig, waarin hy dan vir 1000 jaar saam met hulle oor hulle gaan regeer. So 144.000 verseelde Jode is die eerste groot groep wat ons dan nou hier raak sien. As ek 'n vinnige terugblik gee na verlede keer se aflewering, dan het ons gestil gestaan by, en ek het dit genoem, die stilte voor die storm. Die geleentheid waar 4 engele die 4 rigtingswinde vashou en die opdrag is dat geen oordeel op hierdie aarde uitgestort gaan word voordat die 144.000 Jode nie verseël is nie. Die stilte voor die storm, maar ook die opbou van krag en toren en die mag van God om dan homself oor hierdie aarde uit te stort en dan hulle wat Jesus verwerp te plaag en ook om Israel tot nasionale bekering te dring deur hierdie 144.000 se boodskap van verlossing. Dis 'n asemophou vir dit wat moet gebeur. Die eerste ding wat ons sien dat die impak van die volgende stel oordeele is hier in afwagting. En 2, die grootheid van die aanbieding vir die uitkoms deur die boodskap van die 144.000 boodskappers is hierdie asemophou, die impak van die oordeel, maar ook die grootheid van die evangelie aanbieding. Nou kom ons gaan voort met die gebeure wat ons dan nou hier sien ontvou. As ons die hoofstuk 7 oopmaak, dan lees ons in vers 2 en vers 3, en ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God. En hy het met 'n groot stem uitgeroep na die 4 engele, aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig. Hierdie engele wat die winde nou keer, kom hier die 5de engel, 'n ander engel, en hy praat met hierdie 4 engele wat hierdie winde vashou, wat die oordeel keer,
wat die aarde dan moet beskadig. En hy sê vir hulle, moenie die aarde of die see of die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde verseël het nie. Johannes sien 'n 5de engel aankom, wat die rede is vir die terughou van die winde, en wat hierdie terughou van die winde verduidelik. Hierdie engel halt die stroom van oordeele, omdat daar nog iets gedoen moet word, wat nie uitgestel kan word nie. Johannes sien 'n ander engel, wat hom met die voriges assosieer, dieselfde in soort, en nie iemand anders nie, maar 'n ander engel. Die woord wat gebruik word, is iets van dieselfde soort, net 'n ander een. Omdat sommige reken dat dit dalk die Here Jesus mag wees, wat dit baie duidelik nie is as ons na die taal van die Grieks kyk, dat die woord heteros en allos gebruik word, wat dan sê dis dieselfde een, dieselfde soort, maar is 'n ander een. Die 5de engel assosieer homself met die vorige 4 verder, deur te sê dat geen beskadiging sal plaasvind, voordat hulle, die diensknegte van God, nie verseël het nie. Dit is belangrik om te verstaan, is dat God alles beheer, en dat niks plaasvind sonder sy direkte invloed nie. Johannes sien hom komende vanuit die opkomende son, dis vanuit die ooste. En die ooste is nou die rigting van die son, maar dis altyd die aankondiging van iets nuuts. En hierdie engel kom uit die ooste uit, waar die son vanaf opkom. Johannes kyk dus na die ooste, na dieselfde plek waar die saligheid deur Jesus die Messias van afkomstig was. Wanneer Jesus ook kom, sal hy kom en sy voete op die Olyfberg sit wat oos van Jerusalem is. So hulle wat dit sal sien, sal ook daarna kyk by sy sigbare tweede koms. Dis die plek van waar Israel, die gekose diensknegte, ook dan nou afkomstig is. Die gebeurtenis wat moet plaasvind is die verseëling van God se boodskappers, en daardie verseëling vind plaas op hulle voorhoofde. Jy sal onthou, ons het dit vinnig genoem, maar die anti-kris kom ook en hy gee sy mense 'n merk op hulle voorhoofde en op hulle regterhande. Hierdie merk sal een verwerp en een Messias aanneem. Die merk van die anti-kris verwerp Jesus en aanvaar die anti-kris. Hierdie merk aanvaar Jesus as die Messias en verwerp die valse Messias. Johannes sien die seël van die lewende God in die hand van die 5de engel, en is gewoonlik 'n ring wat gebruik word om belangrike dokumente te beveilig, om wat eienaarskap verteenwoordig, en die egtheid van die dokument te bevestig. So, hierdie seël is soos in die ou tyd waar hulle die dokumente geseël, is ook die boek met die 7 seëls wat ons hoofstuk 5 gelees het, wat oopgemaak word hoofstuk 6. Wat die eienaarskap verteenwoordig, wie stuur dit, die egtheid, en seker maak dat niemand hierdie vir iets anders kan opeis, nie kan oopmaak as die geadresseerde nie. Hier word die diensknegte van God gemerk vir hulle alleen gebruik. Die seël is van die lewende God, wat hom onderskei as uniek teenoor al die ander gode van die heidene, wat dood was en wat van hout en klip gemaak was. Hierdie seël of hierdie merk verskil van die wat die anti-kristse volgelinge, soos ek gesê het, hier in die middel van die verdrukking moet ontvang,
om te kan koop en te kan verkoop, eienaarskap. Die merk is 'n naaping van wat God doen. Hy verseël sy boodskappers op hulle voorhoofde en die anti-kris doen later dieselfde. Die verskil egter is dat God hulle verseël, maar die anti-kris forceer die mense om die merk te neem. Ek lees in Openbaring 3 vers 16 en hy maak dat aan almal, klein en groot, ryk en arm, vry mense en slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. Hierdie mense kom aan en hulle word forceer om gemerk te word. Waar die 144.000 deur God gemerk word, maar die verskil is dat dis God wat hulle eenkant sit deur 'n keuse. Geen mens wat iets van God het, doen dit omdat hy gedwing is nie. Beide verseëlings is om assosiasie, eienaarskap en beskerming of bewaring te bied. In die Ou Testament is Israel by 'n geleentheid gemerk om juis beskerm te word, eenkant gesit te word en hulle dus dan met God sou assosieer. Die bloed aan die deurposte by die Pasgafees, voordat die doodsengel die eersgeborenes van Egipte sou tref, was een van hierdie merkgeleenthede waar hulle wat in die gemerkte huis is, bewaar en beskerm is, en hulle wat nie in die gemerkte huis was nie, gedood is. Ook Ragab se huis in Josua 6 word gemerk met 'n rooi tou om haar te beskerm met die vernietiging van Jerigo. 'n Treffende voorbeeld van 'n merk vind ons in Jesegiel se profesie rakende die verwoesting van Jerusalem tydens die wegvoering van die volk na Babel. Jesegiel 9 vers 3 en verder lees ek, en die heerlikheid van God, van die God van Israel het opgestyg van die gerubs waar dit op was, na die drempel van die huis. Dus onder die gerubs is in die allerheiligste, die heerlikheid van die Here beweeg weg, en hy beweeg na die deur toe van die huis. En hy het na die man geroep wat met die linne bekleed was, wat die skrywer se inkpot aan sy heup gehad. En die Here sê vir hom, trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem, en maak 'n teken op die voorhoofde van die manne, wat sug en steen oor die gruwels wat daarin gedoen word. Hulle wat teen hierdie goddelose wat in die tempel plaasvind en Jesegiel se tyd, hulle wat dit beween, gaan merk hulle. Maar aan die ander sê hy, voor my ore, trek agter hom aan, deur die stad, en slaan, laat julle oog nie verskoon nie, en moet nie spaar nie, slaan dood, grysaards, jong manne, jong dokters, kinders, vroue tot vernietiging toe. Maar raak aan niemand op wie die teken, die merk is nie, en begin by my heiligdom, begin by die priesters, en hulle het begin by die manne, die owerstes, wat oor die huis was. Vir die een sê hy, merk hulle wat sug teen die gruwels, en vir die ander sê hulle, gaan agter hierdie aan, en gaan slaan dood, hulle wat daarmee geassosieer word. Dieselfde sal gebeur met hierdie diensknegte van God. God sal hulle bewaar vir die volle duur van die verdrukking 7 jaar, teen die aanslag van die anti-kris, die oordeele wat uitgestort word oor die aarde, die ellende en die verskrikking van God se toorn, sal hulle dan nou bewaar van word. So God sal hulle deur hierdie tyd bewaar, om gespaar te bly, om hulle taak te verrig. Hy gebruik die woord diensknegte van onse God, wat beteken dat hierdie Jode sal wees, wat na die wegraping tot bekering gekom het,
en meer spesifiek tussen die eerste en die 6de seël oordeel. So aan die ander woorde, binne die eerste 6 seëls. Want die 7de seël moet nou hierna blaas, wat die volgende stel oordeele aankondig. So dis Jode, die diensknegte van ons God, hulle wat tot bekering kom, wat na die wegraping besef, dat hulle aan die verkeerde kant is. God hulle sal oproep, en sal seël om sy boodskappers te wees. Hulle kon nie voor die wegraping gered geword het nie. Anderster sou hulle saam met die bruid weggevoer gewees het. Aangesien hulle deel sou wees van die onsigbare kerk van Jesus Christus, deur Jesus in die genadigheid aan te neem as verlosser en saligmaker. Ons herhaal net weer dat geen oordeel uitgestort kan word voordat hierdie verseëling afgehandel en gedoen is nie. Die beskuldiging wat sal plaasvind sal trompette en skaaloordele wees wat uitgestort sal word na die gebeure van hoofstuk 7. Vers 4 van Openbaring hoofstuk 7. En ek het die getal van die verseeldes gehoor, 144.000 verseeldes, hoor nou, uit al die stamme van die kinders van Israel. So 144.000 uit die 12 stamme van die kinders van Israel, dis 12.000 uit elke stam. Hierdie Joodse getroues sou ons dan kan noem die eerste vrugte van die volk wat as nasie hulle tot God sal bekeer voor die sigbare koms van Jesus uit die hemel om sy voete op die Olyfberg te sit en die belofte van 'n koninkryk en van 'n koning in Jerusalem vir die Jode te kom vervul. Sagaria 12 vers 10 lees ons, maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgiet die gees van genade en smeeking. En hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. En hulle sal oor hom rou klaag soos 'n mens rou klaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind. Hulle sal Jesus erken by sy koms deur die merke. En hy sal hulle die merke toon en hulle sal vir hom vra, hoekom lyk jy so? Wat is die merke? En hy sal sê, ek is deur my broeders geslaan. So aan die ander woorde, dit sal mense wees wat gereed gemaak is voor die koms om as boodskappers op te tree, sodat almal hom dan as die ware Messias sal aanvaar. Sagaria 12 vers 11. In die dag sal die rouklaag groot wees in Jerusalem, soos die rouklaag van Hadad Rimon in die laagte van Megiddo, en die land sal rouklaag by geslagte. Hulle sal treur, Sagaria 13 vers 1. In die dag sal daar 'n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid. God gaan die deur oopmaak, deur sy voete op die Olyfberg te sit, die berg in twee splyt, en hulle sal daarin kan invlug, 'n geopende deur, en hy sal die fontein van lewende water wees, wat hy van homself in Johannes 7 van gewys het, wat hulle sal reinig, en wat hulle gereed sal maak vir die koninkryk. Sagaria 13 vers 8. En in die ganse land spreek die Here, 2/3 sal daarin uitgeroei word, sal sterwe, maar 1/3 daarin oorbly. Dan sal ek die 1/3 deel in die vuur bring, en hulle smelt soos 'n mens silwer smelt, en hulle toets soos 'n mens goud toets. Hulle, die gesmeldes, die reiniges, sal my naam aanroep, en ek sal hulle verhoor. Ek sê, dit is my volk, en hulle sê, die Here my God. Paulus verduidelik hierdie selfe begrip aan die heidene, dat die tye van die nasies verby sal gaan, en God hom weer met die Jode sal vermoei. Ek lees vir jou in Romeine 11 vers 25.
wat ek wil nie hê, broeders, hy praat met die heidene in Rome, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. En so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddeloosheid van Jakob afwend. Paulus sê vir hulle, die hardheid van Israel, toe hulle Jesus verwerp het, was vir die heidene ten goeie, maar daar's 'n tyd van die nasies, wat sal verbygaan, en dan sal God terugkeer na Israel. Hierdie 144.000 sal nie die enigste Joodse bekeerlinge wees gedurende die verdrukking nie, maar 'n besondere getal boodskappers wat die voertuig vir die evangelie sal wees na hulle volksgenote, na die heidene in die verdrukking. So, met ander woorde, soos wat hierdie 144.000 begin preek, sal mense tot bekering kom, en so sal hierdie getal uitbrei, maar dit begin by 144.000. Die saak wat belangrik is om te verstaan, is dat hierdie 144.000 fisiese Israeliete of Jode sal wees. En nie so sommige beweer, hulle die kerk van Jesus verteenwoordig nie. Of soos wat die Jehova getuies sê, dat hulle deel is van die 144 uitverkorenes nie. Hierdie siening huldig die gedagte dat die beloftes van Israel oorgegaan het op die heidene, die Nuwe Testamentiese kerk, en dat Israel afgeskryf is. Daar's ook 'n siening dat die ware Israel slegs uit die 2 stamme Benjamin en Juda bestaan het, en dat die 10 ander stamme die verlore stamme is wat later die wit Europese nasies geword het, wat dan die deel gekry het aan God se beloftes. Op 'n ander woorde, ons Europese blankes word nou die geestelike Israel, wat dit glad nie so is nie. Israel bly Israel, die etniese volk, en die heiden is elke nie-Jood. Die gedagte is vooruitspruitend uit feite dat 10 stamme weggevoer is na Assirië, en volgens hulle nooit weer teruggekom het en deel geword het van Israel. So daar is nou baie, en ek wil nie baie tyd spandeer, maar ek wil tog iets hieroor sê. Daar stel bewyse dat die stamme wat teruggekeer het na die ballingskap uit Babel uit, die totale Israel verteenwoordig het. Ek lees in Esegiel 37 vers 16, maak die Here hierdie belofte aan Esegiel. Hy sê, jy mensekind, Jesaja 36 en 37 praat van die herstelde Israel. Neem vir jou 'n stuk hout, skryf dit daarop vir Juda en vir die kinders van Israel, sy bondgenote. Neem 'n ander stuk hout en skryf daarop vir Josef, die hout van Efraim, en die hele huis van Israel en sy bondgenote. Met ander woorde, die 2 stamme, Benjamin en Juda, en die 2 ander stamme, die ander 10 ander stamme. Voeg hierdie 2 stukke hout dan vir jou bymekaar, en die een by die ander, om 1 stuk hout te wees, en laat hulle een word in jou hand. So met ander woorde, hy sê skryf die ander een vir Juda, een vir Efraim. Juda is die 2 stamme, Efraim is die verteenwoordiger van die 10 stamme. En sit hierdie 2 stukke hout mekaar, en hierdie 2 stukke hout word een, sodat daar nie meer onderskeid is nie. So moet dan die houte waar jy op skrywe in jou hand wees voor hulle oë, en sê vir hulle, so spreek die Here, kyk, ek gaan die huis van Israel haal tussen die nasies uit van waarheen hulle getrek het, en ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in hulle land. En ek sal hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel, en een koning sal vir hulle almal koning wees,
en hulle sal nie meer twee nasies wees nie. En verder, nie meer twee koninkryke verdeeld wees nie. 'n Volgende probleem wat hier geopper word wanneer ons na hierdie 144.000 kyk en die verskillende stamname, sal ons sien dat met die 12 stamme, om dit te verwar met die kerk of die blanke nasies, is die interpretasie van hierdie gedeelte kom nou in die gedrang. Hoe pas mens die verskillende stamme toe en hoe plaas jy watter stam by watter nasie, indien die stamme nie letterlik Israel is nie? Ek wil opsom. Ons sal opmerk dat Israel die getalle 144.000 en die 12.000 letterlik opgeneem moet word. Op ander woorde, dis letterlik Israel, dis letterlike getalle en dis nie figuurlik of vergeestelik nie. En daar sien jy nou die prentjie van die 12.000 uit elke stam wat daar nou bymekaar kom en hier word die verseeldes dan nou verseel. Ek neem jou na vers 5 tot en met vers 8. As jy uit die stam van Juda 12.000 verseeldes, uit die stam van Ruben 12.000 verseeldes, uit die stam van Gad 12.000 verseeldes, uit die stam van Aser 12.000 verseeldes, uit die stam van Naftali 12.000 verseeldes, uit die stam van Manasse 12.000 verseeldes, uit die stam van Simeon 12.000 verseeldes, uit die stam van Levi 12.000 verseeldes, uit die stam van Isaskar 12.000 verseeldes, uit die stam van Sibilon 12.000 verseeldes, uit die stam van Josef 12.000 verseeldes, uit die stam van Benjamin 12.000 verseeldes. Hierdie 12.000 uit elke stam is nie 'n roekelose keuse nie. Aangesien daar nooit by so 'n gelykmatige getal uitgekom sal kan word nie. Dis nie 'n roekelose keuse, daar is orde in hierdie getal. Hierdie kan net die werk van God wees, om elke stam gelyke kans te bied in die opdrag van die verkondiging van die evangelie. Die spesifieke stamkeuses is ook baie interessant, aangesien daar talle interpretasies hieroor is. Eerstens moet ons opmerk dat daar geen definitiewe orde is waarmee die stamme in die Ou Testament gelys was. Dit is nie dieselfde van oud na jonk of van hoe na hoe hulle getrek het en wat 'n orde hulle was nie. Daar's geen definitiewe orde wat ons hier merk nie. Daar is ongeveer 19 verskillende lyste wanneer ons na die 12 stamme van Israel kyk en dit dan vir u noem. En wil ek net vinnig vir jou die 10 mees bekendstes noem. Hier volg 'n lys van 10 mees bekendste vermeldings van die 12 stamme van Israel. 1. Die geboorteorde word gebruik, Genesis 29 vers 32 tot hoofstuk 35 vers 18, die geboorteorde. Toe Jakob sy seuns seën, Genesis 49 vers 3 tot 27. Die laarorde, hoe die volk uit Egipte getrek het in Numeri 2 vers 3 tot 31. Die seuns van Israel voor die inname van die land Kanaan in Numeri 26 vers 4 tot 51. Die seën en die vervloeking wat in Deuteronomium 27 vers 12 tot 13 genoem is. Moses wat die volk seën in Deuteronomium 33 vers 6 tot 25 is daar 'n volksorde of 'n stamorde.
Die manne wat op kommando moes gaan, in Numeri 1 vers 5 tot 15, bied vir ons 'n ander een. Die erfenis van die land na die inname in Josua 13 vers 7 tot hoofstuk 22 vers 34 het 'n ander orde. Die stamme van Israel wat herhaal word in 1 Kronieke 2 vers 1 tot hoofstuk 8 vers 40 het 'n ander orde. En dan die laaste een, die 12 stadspoorte van Jerusalem in Esegiel 48 vers 31 tot 34 bied vir ons 'n ander orde aan. So anderswoorde jy sien, daar is 'n klomp, hierdie is 10 van die mees bekendstes. Alhoewel Reuben die eerstgeborene was, word Juda eerste genoem. Juda as die koningsstam se eerste plek is belangrik en Reuben verloor sy plek dalk as gevolg van sy seksuele misdrywe volgens 1 Kronieke 5 vers 1. Dis 'n bespiegeling. Die stam van Dan word weggelaat en dis baie insiggewend. En is dalk as gevolg van die stam se afgodediens en die verleiding van die res van die volk in Rigters 18 vers 28 tot 30 nog 'n moontlikheid vir 'n weglating of 'n bespiegeling. 'n Ander rede mag wees dat toe Jakob sy seun en hy vir Dan seun, hy dan 'n slang noem wat die perd aan die hakskeen byt, wat ook 'n moontlike rede is dat sy naam uitgelaat word. God maak die belofte in Genesis 3 vers 15 dat daar vyandskap sal wees tussen die saad van die vrou Jesus en die saad van die slang die Antichrist. En dan word nou die slang genoem en dit mag wees dat dit die rede is waarom Dan uitgelaat is. Daar is geen duidelike bewyse dat die Antichrist uit die stam van Dan sal kom nie, maar daar's baie interessante vergelykings. Het is belangrik om op te merk dat Dan deel in die erflating van die land Israel gedurende die vrederyk, en ons sal bietjie meer later hieroor nog iets sê. Maar dit is interessant dat daar verskillende name, Josef se naam word genoem en dan word ook een van sy seuns se naam genoem. Die stam Efraim word weggelaat. Dalk ook omdat die stam die bande gebreek het met die koningsstam Juda volgens Jesaja 7 vers 17. So daar's baie redes wat ons kan aanbied, wat net bespiegelings is waarom hierdie 12 gekies is, wie is ingelaat en wie is weggelaat. Die belangrikheid is dat daar 144.000, 12.000 in elke stam, gekies sal word, verseël gaan word, om Israel tot nasionale bekering te lei, sodat Jesus vir hulle koning in Jerusalem kan wees, en die belofte wat hy in die Ou Testament gemaak het kan vervul het. Efraim het ook saam met Dan in afgoderry verval, Hosea 4 vers 17, en dis dalk waarom Efraim weg is. Paulus bevestig God se hertoetrede tot Israel aan die einde van die dag, wanneer die tye van die nasies verbygegaan het. En jy kan soekie meer as jy wil Romeine 9, 10 en 11 hieroor lees. Ek wil hier tot halt roep, daar is baie wat mens kan sê rondom die 144.000, baie bespiegelinge oor wie's in en wie's uit en wat ook al die name, hoekom hierdie naam, hoekom nie daai naam, wat ek nie dink belangrik is nie, of noodsaaklik is om te argumenteer oor nie. Die feit van die saak is, as ons hier stop by die 144.000 evangeliedraers, is my waarskuwing dat jy moet gereed wees voordat hierdie gebeurtenis plaasvind. Dit sal beteken dat jy agtergebly het by die wegrap. En dat dit onmoontlik sal wees om as jy in die tyd van genade nie gered word, waar daar geen vervolging is nie, en jy in hierdie tyd van vervolging moet leef en dan tot bekering sal kom. Maar die feit is dat God sy beloftes aan Israel gaan vervul. Jesaja 9 vers 5 en 6 sê, kind is gebore en hy gaan koning word op die troon van Dawid vir ewig.
En dis die belofte, die verwagting was, na Jesus se opstanding. Vra sy disippels, gaan nie nou Handelinge 1 vers 6 die koninkryk van Israel oprig. En Jesus sê vir hulle in vers 7, julle verstaan nie, die belofte is daar, maar dis nie die tyd nie. Julle moet my getuies wees. En dan sal daar 'n ander tyd kom, wanneer ek gaan koning word, want dis nie nou nie. En ek hoop dat hierdie vir jou tot seën is, en dat die Here ook hierdie woord in jou hart sal seën.